is die middel van die Bybel. Dit is 'n preek wat Dr. Ernst Verloon geskryf het 'n hele klompie jare terug. En dit was vir my altyd so baie interessant as ek hom gelees het. En 'n voorreg om vanmôre ook met hierdie voorgete hou aan u as preek. Ons lees saam uit Psalm 118. En voordat ons dit doen, vra ek u om te staan en bid ons saam. Onse Vader, wat in die hemel is, laat ons vanoggend op u naam heilig. Dankie Here vir u liefde, u genade aan elkeen van ons. Dat ons so bevoorreg is om vanmôre hier saam te kan wees. En gee dat ons ook, waar ons donderdag hemelvaart gevier het, dat ons ook soos die disippels, waar hulle sien Jesus opvaar het na die hemel, met blydskap daarna weggegaan het. Dat ons ook vanmôre hier, op die eerste Sondag na hemelvaart, ook met blydskap hier sal vergader en hier weggaan, vir al die genade aan ons bewys. Ons bid ook Here dat vir hulle wat siek is, vir hulle wat bedroef is, wees ook met daardie huis, daardie gesin, gee dat ook die trooster sal wees daar. Dankie Here vir die reën wat daar buite geval het. U weet wat ons behoefte is, u weet wat ons nodig is, om die damme weer vol te maak, en die lande weer te kan besproei, dat die veld weer kan groei, en dat daar kos is vir dier, vir mens, ja, vir alles wat lewe. Ons bid ook so nou vir ons herderspaar wat op elkeen in hulle eie rigting gaan, lei hulle veilig, en wil die genade ook groot wees oor hulle. Ons dankie Here vir al die liefde. Ons dankie dat u ons gekom het om sondags te red. Ons bid nou dat u met ons sal wees ook, in die voorhou van hierdie preek vanmôre. Neem dat ons enig iets verdien, maar net met dankbaarheid vir u liefde aandien. Psalm 118 is 'n danklied van die feesvierende menigte, maar Psalm 118 is ook 'n messiaanse psalm wat in Christus Jesus volbring is. Daarom was dit vir my gepas om ook op hierdie eerste Sondag na hemelvaart te kyk, wat kry ons uit hierdie psalm? Ek hou aan die voor. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die huis van Aaron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Die goedertierenheid kan ons ook sê dat sy liefde met ons is. Laat die wat die Here vrees dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Uit die benoudheid het ek uit die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. Die Here is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my as 'n helper. So sal ek dan neersien op die wat my haat. Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Al die heidene het my omsingel, sê Dawid. Dit is in die naam van die Here dat ek hulle stukkend gekap het, dat hy hulle oorwin het. Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel.
Dit is in die naam van die Here dat ek hulle stikkend gekap het. Hulle het my omsingel soos bye. Hulle is uitgeblus soos 'n doringtakvuur. Dit is in die naam van die Here dat ek hulle stikkend gekap het. Jy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my gehelp. Die Here is my sterkte en psalm, en hy het my tot heil geword. 'n stem van gejubel en van heil is in die tente van die regverdiges. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Die regterhand van die Here verhef, die regterhand van die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel. Die Here het my hart gekastei, maar my aan die dood nie oorgegee nie. Maak ook vir my die poorte van die geregtigheid. Ek wil daardeur ingaan. Ek wil die Here loof. Dit is die poort van die Here, regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U loof, omdat U my verhoor het, en my tot heil geword het. Die steen, wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in sy oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Ag, Here, gee tog heil. Ag, Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God, en hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. U is my God, en ek wil U loof, o my God, ek wil U verhoog. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Sover die woord van die Here. Dr. Viljoen lei hom in, wat sy sê, weerskante van Psalm 118 is 594 hoofstukke voor en na hierdie psalm. Tel hierdie 2 maal 594 hoofstukke by mekaar en jy kry 1188 hoofstukke. Plaas 'n dubbelpunt voor die laaste 8 en jy kom uit in Psalm 118 vers 8. Dit is met ander woorde die middelste versie in die heilige woord van God, wat hy deur sy gees oor meer as 3000 jaar vir ons laat opteken het. En dit is ook ons teks, wat staan presies in die middel van die Bybel. Dit is beter om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Laat my toe om hierdie sentrale vers met die sentrale boodskap van die Bybel in verband te bring. Die Bybel is nie 'n gewone menslike boek nie, maar die onfeilbare, deur God self geïnspireerde woord. By verre die wonderlikste eienskap van die Bybel is die boodskap van God daarin vir elkeen wat hy na sy ewige welbehae bestem het om sy kind te wees. Die evangelie is die goeie nuus of blye boodskap vir my en jou en elkeen wat die Here liefhet. Met die oog daarop het ons agtergekom dat God sy hele woord laat sentreer om een persoon, Jesus Christus. Dit is die kernboodskap van die Bybel. As jy omgang met die Bybel, het sy deur lees of Bybelstudie daarvan, jou by Jesus Christus uitbring, het die Bybel sy wonderlike boodskap tot jou deurgedring. Dan sê Dr. vir Jesus Christus, die sin van God se woord. As ons daar blaai na Hebreërs 1 vers 1 tot 3, toe staan daar die volgende. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van die heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag,
nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Ja, hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader. Van die begin tot die eind gaan dit dus 'n God se woord oor sy seun, Jesus Christus. Dit is inderdaad so, kan ons maklik bevestig uit Johannes 5 vers 45 tot 47. Daar sê ons die Here Jesus vir die groot skrifkenners van sy tyd: moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig, Moses, op wie julle gehoop het. Maar as julle Moses geglo het, sal julle my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Maar, broeder en suster, dit word alles nog soveel duideliker. As ons blaai na die opgestane Jesus se gesprek daar met die Emmausgangers in Lukas 24 vers 25 wat Dominee so, dink is 2 Sondae terug oor gepreek het. Eers sê hy vir hulle: o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En dan verduidelik Jesus waar saam met hulle op die pad gestap het, as hulle daar kom, dan sê hy, en dan staan daar hoe hy van die begin by Moses en al die profete om vir hulle uit te lê hoe al die skrifte op hom betrekking het. Interessant genoeg, toen ons die Here Jesus later die aand op daardie selfde dag weer, waar die disippels uit vrees vir die Jode op daardie eerste Paasondag agter geslote deure vergader was, verskyn die opgestane Here aan hulle. As hulle van blydskap nie kan glo dat dit hy is nie, laat hy hulle aan hom vat en eet hy voor hulle oë 'n stuk gebraaide vis en 'n heuningkoek. En dan staan daar hoe hy hulle verstand open om die skrifte te verstaan deur te sê: dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Lukas 24 vers 44. Maar om dit alles nog duideliker te maak, kom ons blaai weer terug na die heel eerste bladsy in God se woord. Daar in Genesis 1 vers 26 staan ons, daar hoor ons hoe die mens geskape word op die 6de skepingsdag, die heel eerste Vrydag in die geskiedenis. Maar ons hoor veel meer as dit. Voor die eerste mens op die aarde verskyn, word ons eers ingelig oor 'n belangrike ooreenkoms tussen die 3 persone van die goddelike drie-eenheid. Hulle kom ooreen, dan sê die Here daar: laat ons, hy sê nie laat ek nie, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis. Dit was op die eerste Vrydag in die geskiedenis. En toe, volgens afspraak weer, op 'n Vrydag, so 4000 jaar later, was dit Goeie Vrydag. Daarvoor het die Seun van God mens moes word, om aan die kruis op Golgotha elke mens uit die ganse mensdom se geslag, wat God as bruid vir sy Seun wil versamel, met sy kosbare mensebloed te reinig. Blaai ons na Genesis 3 vers 15. Net na die sondeval sê die Here vir Satan iets verstommend van ons eerste grootmoeder. Haar saad sal jou kop vermorsel. Toe al was God se volmaakte plan in Jesus Christus in plek. Daarin herinner Paulus ons weer as hy in Efesiërs 1 vers 3 ons as gelowiges verseker dat ons geseën is met die seëninge van die Gees wat daar in die hemele is in Christus Jesus. En as 'n verstommende voorbeeld daarvan sê Paulus dan, soos hy ons in hom, dit is in Christus, uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en onberispelik vir hom, dit is Jesus in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Verstommend, is dit nie? Absoluut verstommend.
voordat daar nog 'n wêreld was, soos Paulus hier sê, voor die grondlegging van die wêreld, was God drie-enig, sy volmaakte plan en raad in Jesus Christus al in plek. Dink net, hoe sou dit wees as Jesus nie van die begin af deel van die hele prentjie moes wees nie? Kom ons neem as voorbeeld die tweede boek van die Bybel, Exodus. Nadat die Here met sy sterk hand sy volk uit die slawerny uitgelei het, gaan hy met hulle 'n ooreenkoms aan, daar by die berg Sinai. Hy gee sy volmaakte wet, die 10 gebooie. En dan hoor ons daarna in onder meer Deuteronomium 28 hoe die Here sy seëninge beloof aan die wat getrou volgens sy volmaakte wet lewe, maar ook van die ondraaglike vervloeking wat wag op die wat hulle nie aan sy wet steur nie. Hoe ondervind het ons dit in hierdie tyd in ons land nie? Maar, broeder en suster, dan verstom die Here ons nogtans deur te doen wat vir geen mens moontlik is nie. God verlaag nie sy standaarde nie. Inteendeel, hy oortref dit selfs. Daar staan in Jesaja 40 vers 1 en 2. Troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het, wat vir al haar sondes. Hoe doen God al hierdie verbuisterende dinge? Deur sy seun, sy eie seun, sy geliefde seun, 'n mens te laat word, maar as die seun van die mens, vir elke mens wat God wil red, die wet volkome en in alle opsigte na te kom. Luister net hoe skryf Paulus daaroor in Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Kan jy nou verstaan waarom die groot kerkhervormer Johannes Calvin gesê het, buite Christendom is God enkeltoerig. Maar, om terug te kom by ons teks, die waarheid wat reg in die middel van die Bybel staan in Psalm 118 vers 8, dit is beter om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Ek vra jou in die lig van alles van wat ons ken en weet, en alles wat ons uit die Bybel leer, kan daar ooit 'n kosbare en 'n wonderlike waarheid wees. Nou sê Dr. Viljoen, hy wil afsluit, maar hy wil net iets vertel wat vir hom baie na in die hart was. Hy sê dat hy het 'n sekere professor Ravi Zacharias bekleer het eredoktorsgrade aan 3 van die wêreld se prominentste universiteite. En alhoewel hy nederig van self is hy in die oë van baie mense beslis ook nou in Dr. Viljoen se oë van die voorste Christen apologete ter wêreld. Nou apologete ter wille van die kinders, dit is 'n verdediger van die Christelike geloof, veral daar in die 2de en die 3de eeu. Professor Zacharias is as 'n Hindoe in Indië gebore en het op 17-jarige leeftyd na 'n mislukte selfmoordpoging deur God se almagtige en genadige optrede 'n Christen geword. En vir een van sy meer onlangse boeke sê Dr. Zacharias, Jesus Christ did not come into this world to make bad people good. Oh no, there is endless more to it. Jesus Christ came into this world to make dead people alive. Ja, ons wat dood is van die sonde. Jesus Christus het na die wêreld toe gekom om ons te red en ons te vat na waar hy opgevaar het, na die Vader toe, dat ons ook in daardie majesteit kan lewe as kinders van God. By 'n ander geleentheid verwys hy na 'n bemiddelingsgesprek waarin hy saam met die Afrikaanse aartsbiskop betrokke was, by een van die invloedrykste Sikhs en lede van Al-Qaeda in Transjordanië.
Dr. Zacharias is 5 minute gegeen om vir die siek iets te vra. Wat toe gebeur het, was verstommend. Hy het die siek verwys na die berg Moria, nie ver van die plek af waar hulle vergader het nie. En toe het hy die siek gevra of hy weet wat ongeveer 5000 jaar gelede daar gebeur het. Die siek kon dit onthou. Vader Abraham is met sy seun teen daardie berg Moria, daar naby hulle, om sy seun te gaan offer. Dit alles kon die siek beaam. Maar kan u onthou wat het toe gebeur nadat die seun al vasgebind was op die altaar en Abraham gereed staan om met die slagmes in sy hand sy seun te slag? Toe Abraham sy hand met daardie slagmes in afgekom het, het God daardie hand gestop. Sover was die siek nog by. Maar toe verwys Dr. Zacharias hom nog eens na 'n koppie, daar naby Golgotha. Net meer as 2000 jaar gelede is God se eie seun daar aan altaar vasgespijker. Maar hierdie keer het God nie ingegryp nie om dit te verhinder nie. Die siek was stomgeslaan en die aartsbiskop het echt geleer onmiddellik die gesprek gedaan. Dr. Zacharias was nie seker wat om te verwag nie. Al-Qaeda is fanaties en wreed. Maar toe gebeur daar iets verstommends. Terwyl hulle uitstap, gryp die siek Dr. Zacharias van agter af aan die skouers en ruk hom om. Zacharias het vir 'n oomblik gedink, sy dae op aarde is getel. Teen alle verwagting in, druk daardie robuuste siek om teen hom vas en soen hom soos hulle gebruik is op albei wange. En dan kyk die siek om 'n oomblik lank vas in die oë. En dan sê hy, "You're a good man, Mr. Zacharias. I hope you'll meet again." Maar dit ook vir ons gesê word, dat ons goed is in die oë van die Here, en dat ons ook God weer sal ontmoet. Slot. Wonderlik is dit om die God van die woord te ken. En reg in die middel van daardie woord staan. Dit is beter om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Amen. Kom ons dank God. Dank Vader. Dank vir u genade. Ja, Here, dit is onverdiende guns aan u. Dat u in die raadsplan nog voor die wêreld geskape is alreeds. Die dag bestem het waar die seun na hierdie wêreld sal kom. Waar hy die kruis uit sal sterwe. Waar hy sal begrawe word en op die derde dag weer opstaan. Waar hy sal opvaar na u toe in die hemel. Waar ons dan op volgende Sondag Pinksterfees hou. Wil u ook die Heilige Gees uitstort as trooster en laat ons waarlik krag sal ontvang vir die wêreld waarin ons lewe. Dat ons ook oorwinnaars sal wees en saam met u die oorwinnaars gewoon kan en feesmaal vier daar in die hemel. Wees met ons in hierdie Pinkstertyd, dat ons opnuut besiel sal word om te besef wat u vir ons gedoen het. Daarvoor dank ons u maar net vanoggend. Dank u Here, dat ons maar net op u kan vertrou. Want Here, so baie keer stel mense ons te leer. En al wat ons net wil sê is, dank Vader, dank vir die genade. Vergewe ons sondes, ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen.